Goeienaand almal. Gaan dit goed? Kijk, ek weet, as mens so ver van my af sit, dan is dit so moeilik om te hoor waarvoor gaan ons bid. Dan gaan nou net vir die gebed bietjie nader staan vanaand, dan sal ek weer teruggaan. Wat sê Jan van der Walt se pa na ons houtbroeke toe, nê? Daar kan julle nie sien dat ons bewe nie. As ons hier onder staan, kan julle sien ons bewe, nê? Baie welkom aan elkeen van u vanaand. Ek hoop dit gaan 'n wonderlike byeenkoms wees weer waar ons gaan saam sing, die Here gaan loof en prys. Die sang gaan meer na die einde se kant toe wees. Ons gaan meer begin met die woordverkondiging vroeg al in ons byeenkoms vandag. Net wat afkondigings betref onder die erediens, as ons nou gaan kollekte opneem, dan is dit vir die diakonale kas en dan by die deure gaan dit vir evangelisasie. So net dat jy weet waarvoor die dinge dan gaan. Vir die wat in die aande ons byeenkomste bywoon, ons is besig met die Sodat en Omdat reeks. As jy dalk mense is, ek weet hier is mense wat vanaand kom saamkuier vir die eerste keer. Wat dit behels is ons kyk met elke reeks kyk ons na 'n sekere geloof, wat hulle glo, en dan gaan ons in diepte in oor waar ons verskil tussen ons en daai tipe geloof. Nou ons het begin met hierdie reeks heel aan die begin. Het ons gevra, hoe kan Christene aanspraak maak dat ons die enigste weg, die waarheid, dat ons die enigste waarheid het? Is daar meer waarhede? En ons het gesê, nee, daar is nie. Daar kan net een waarheid wees, en ons het dit verduidelik, en ons het gesê, Jesus Christus sê, hy is die weg, die waarheid in die lewe, en dis al hoe jy versoen kan word met God. Die keer daarna het ons toe na die Islam gekyk, wat hulle glo in diepte, en ons het daarop ingegaan, en toe die Boeddhisme, en vanaand gaan ons stilstaan by die Judaïsme of die Jodendom of ons voorouers, nee. Ek gaan nou verduidelik hoekom dit eintlik so hulle lê baie naby aan ons, nee, baie naby aan ons. Maar voor ons daarmee aangaan, kom ons ek gaan vir ons saam bid, maar ek wil eers hoor of daar iets spesifieks is. Ons skep geleentheid sonnaande as mense dalk spesifieke gebedsbehoeftes het, kan jy nou dit sê en dan gaan ons saam bid daarvoor en dan aan die einde as ons klaar die boodskap gegee het ek vir Chris gevra om vir ons dan ook weer te bid na die preek vanaand. So is daar enige gebedsversoeke, iets wat ons dan kan opdra. Ek het gehoor Fanie Kreer is geopereer, het 'n lang 6 ure operasie gehad Vrydag. So 6 ure lank, ja. So ons gaan definitief vir hom Fanie bid en vir Ena. So ek het die eerste voorstel gemaak, is daar nog? Die skole begin weer môre, skole en universiteite. Ek weet Reiner het vanoggend gebid ook vir al die universiteite, maar dit bly nog 'n kwessie op die oomblik, né? Ek sien selfs ou Marius al aangeval daar in Wellington. Ja, ek weet nie wat hy met die saak uit te waai het nie, maar nou ja. Nog iets? Ek kan getuig. Judith sê, as ons dalk in kontak kom met mense wat glad nie glo soos ons nie in Jesus glo nie, dat ons sal wysheid kry oor hoe om met daai mense te kan praat en 'n brug te kan bou om by hulle uit te kan kom. Ja, verseker. Nog iets? Ja. Wonderlik. Ons het geweldig baie projekte in ons gemeente. En elke liewe een word deur God geseën op mooi maniere. So ek dink ons kan daarvoor ook dankie sê. Ek weet die gebedsfamilie dra ook gereeld ons aksies in die Here op. Al die projekte, wonderlik. Nog iets? Hier's baie. Henny, Michael? Okay. Michael? Ons gemeenskap. Ja, wonderlik. Nog iets? Ek dink as ons baie goeders is, dan begin mense bang raak om iets te sê, want hulle weet hoe lank die gebed gaan wees, nee. As daar niks is nie, dan gaan ek vir ons saam bid. Kom ons bid saam.
Ons almagtige God en Hemelse Vader, Here, dit is vir ons vanaand weer 'n groot geleentheid om saam met ander gelowiges wat dieselfde as ons glo, wat in dieselfde boom is, om U te kom aanbid en vir U te sê, Here, U is almagtig en U is groot en U is goed en ons kan ons lewe sonder U nie indink nie. Want ons weet nie waar sal ons wees nie, ons weet nie waar sal ons hulp vandaan kom nie, ons weet nie waantoe sal ons opkyk as ons in moeilike tye is, of hoe sal ons kan dankie sê as ons vreugde en mooi dinge in hierdie lewe beleef nie. Here, U is ons enigste hoop, en ons wil ons hele lewe, wil ons in U hande neerlê, want ons weet daar waar daar vir ons verlossing en lewe is, en waar ons gemeenskap met U kan beleef. Here, dankie dat ons 'n gemeenskap van gelowiges kan wees, wat op gereelde byeenkomste en op verskillende maniere is ons kerk en kom ons by mekaar Sondag en in die week in geloofsfamilies en Bybelstudies en daar waar ons met ander gelowiges sommer oor 'n koppie koffie gesels, dan weet ons dat U daar is en dat U ons kerk reg oor die wêreld elke liewe dag seën. Vader, ons het mense in ons gemeenskap van gelowiges wat nodig het om op hierdie oomblik troos te ontvang. Fanie en Ena, na 'n groot operasie, Paul en Annemie, waar ons weet dat Paul swaar kry op hierdie oomblik, wil ons vir hulle albei kom bid, Here, dat U hulle sal vashou, en dat U hulle in die hand sal vat, en dat U hulle sal genees as dit U wil is, en dat U vir hulle die krag sal gee, om ook deur hierdie beproewing te kom, en deur hierdie herstel te kom. En ons sê vir U dankie, dat ons so vir mekaar kan bid, en dat ons mekaar so in gebed kan opdra ook. Vader, ons het 'n vakansietyd agter die blad. En nou lê daar weer 'n kwartaal voor waar onderwysers en skoolkinders en studente en lektore weer op 'n manier moet aangaan en weer aan die gang moet kom by die skool. En ons wil bid vir elkeen vir selfbeheersing. Ons wil bid dat daar geleer sal word, Here, en terwyl ons dan so leer, dat ons nie sal vergeet wie is die eintlike leermeester. Dat ons sal onthou dat dit U is wat ons leer. Here, en ons wil bid vir hierdie situasie ook in ons land, waar ons sien hoe ons kultuur, hoe ons godsdiens, hoe ons geloof uitgefaseer en platgedruk probeer word. En ons bid dat U vir ons deur hierdie chaos sal wysheid gee oor hoe ons hierdie sake kan benader en hoe ons na U toe kan kom in afhanklikheid en toe kom vra, Here, lei ons hierin. Gee vir ons ouers weer die verantwoordelikheid om ons kinders groot te maak en hulle die moed om ons kinders te wys wie U is en hoe goed U vir ons is elke liewe dag. Vader, ons kom in ons werke en daar waar ons rondbeweeg met soveel verskillende gelowe in kontak. Met mense wat heel anders glo as ons en hele ander lewensbeskouing het as ons. En ons moet kom erken vandag dat ons nie altyd weet hoe om met daai mense te praat en hoe om met hulle te kommunikeer en vir hulle te vertel wie U is nie. En ons wil regtig bid dat U Gees hierdie gesprekke sal vooruitgaan en daai harte sal voorberei, sodat hulle ook met die mond kan bely dat Jesus die Here is en met die hart kan glo dat U uit die dood opgestaan het. Al klink dit vir ons as mense so onmoontlik, weet ons dit is waar, ons weer is vas. Here, seën daai gesprekke as ons dit ooit teekom, sodat ons sal weet wat om te sê en dat U die woorde vir ons in die mond sal lê. Here, ons sien die verval in ons gemeenskappe vandag. Ons sien dit veral in die gesinslewe, Here, en die gesinslewe is die boustene van 'n gemeenskap. Die oomblik wat dit verval en wat dit nie meer daar is nie, is 'n gemeenskap outomaties besig om te verval. En daarom bid ons spesifiek vir die gemeenskap in Kraaifontein en ons omliggende omgewings waar daar geweldige nood is en krisis is. Here, en ek wil bid en ek wil vanaand vir U kom pleit dat U in veral die familiehoofde, die mans wat in huishoudings is en daar waar daar nie mans is nie, Here, die vrouens, hulle die geleentheid gee om weer op te staan en die voorbeeld te stel van wat U die man in die hoof van die huis gemaak het en die vrou om te help en dat daai beginsels wat U neergelê het van nog altyd af, dat dit weer in gesinne sal posvat en sal lewe kry en dat gesinne weer heel sal word. Vader, ons bid ook daar vir wysheid, hoe ons dit kan regkry en hoe ons dit kan doen. Ons is by baie van hierdie gemeenskappe ook betrokke met projekte.
Here, en as ons terugkyk in die geskiedenis van ons gemeente, dan sien ons hoe U elke projek altyd nog seën. As ons in die gemeente afkondig dat daar 'n behoefte is vir 'n sekere ding, dan kom U deur elke keer vir ons. En ons sien hoe daar 'n oorvloed gegee word en geskenk word. Here, U sê U het 'n blymoedige gewer lief, en ons wil bid dat U ook daarin vir ons sal aanhou, dat ons hierdie gee mentaliteit sal regkry, sodat ons tyd, Here, en ons geld en ons dinge wat ons so aan vashou, dat ons dit meer en meer sal gee vir gemeenskappe wat dit nodig het, en dat die mense wat dit dan ook in hulle hande neem, U sal prys en dank daarvoor, want dis die bedoeling hiervoor. Here, al die projekte wat voor ons deur lê op die oomblik, waar ons betrokke is op soveel plekke, bid ons net U seën af. Here, maar ons bid ook U seën af op vanaand se woordverkondiging. Ons wil stil wees. Nie net fisies stil nie, maar ook in ons harte wil ons stil raak. En wil ons bid dat U Gees vanaand se woordverkondiging vir ons sal oopbreek, sodat ons U sal verstaan van die genade. U sal verstaan van U grootheid en U goedheid wat U aan elkeen van ons gegee het. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Gemeente, ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade, barmhartigheid en vrede kom van God ons Vader, deur sy Seun Jesus Christus en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing Psalm 150 en daarna gaan ons aan met die woordverkondiging. Goed, ons skriflesing vanaand kom uit Romeine 11 uit. Nou net vandag iets oor Romeine, oor die boek Romeine 1 tot 8 hoofstukke gaan oor ons verlossing, hoe die Here dit vir ons bewerk het en hoe hy dit vir ons gegee het en hoe ons kan deel word daarvan. Hoofstuk 9 tot 11 gaan baie spesifiek oor die Jode, die Jode en die evangelie, hoe hulle wat is hulle plek nou in die evangelie, in hierdie hele verlossingsding. En dan van 12 af en verder gaan oor die Christelike lewenswyse, hoe ons dan na aanleiding van ons verlossing dan moet leef. So ons lees vanaand die hele 9 tot 11, hoofstuk 9 tot 11, wat ek ook vir jou op die e-pos gesit het, gaan oor die Jode. En ek gaan vanaand ongelooflik baie ook in ons prediking aanhaal uit Romeine uit, veral 19 en 11, sodat jy kan sien wat bedoel Paulus hierson. So ons gaan nou lees vers 1 tot 5 en dan vers 11 tot 24. As ons skriflesing vanaand, en sien raak hoe besorgd Paulus is oor sy volk, die mense wat nie in die Here wil glo nie. Vers 1. Het God dan nie tog sy volk verstoot nie, sou iemand kon vra. Beslis nie. Ek is immer self ook 'n Israeliet, 'n afstammeling van Abraham uit die stam Benjamin. God het sy volk wat hy lank tevore verkies het, nie verstoot nie. Of weet hulle nie wat die skrif sê van Elia nie, hoe hy by God oor Israel gekla het?
Here, hulle het die profete doodgemaak en die altare afgebreek, en net ek het oorgebly, en hulle wil my ook om die lewe bring. Maar wat het God hom geantwoord? Ek het vir my 7000 manne laat oorbly, wat nie vir Baal aanbid het nie. Net so is dit ook vandag, daar is 'n oorblyfsel, wat uit genade deur God uitverkies is. Vers 11. 'n Ander vraag is, het Israel se struikeling hulle finale val beteken? Beslis nie. Maar deur hulle val, het die redding na die heidene nasies toe gekom, om die Jode jaloers te maak. As hulle val 'n verryking vir die wêreld beteken het, en hulle klein oorblyfseltjie 'n verryking vir die heidene nasies, hoeveel te meer sal dit dan nie tot seën wees, as die Jode se volle getal gelowig sou word nie. En nou praat ek met julle, gelowiges uit die heidene nasies, nee, met ons, wat hierso sit vandag ook. Hoeveel te meer, as apostel vir die heidene nasies, is ek trots op my werk, en streef ek daarna, om op een of ander manier my eie mense jaloers te maak, en sommige van hulle te red. Vers 15. As hulle verwerping vir die wêreld versoening beteken het, wat sal hulle aanneming dan nie beteken nie? Niks minder nie, as lewe uit die dood. As die eerste stuk deeg aan God gewy is, dan is ook die res van die deeg aan hom gewy. En as die wortel van die boom aan God gewy is, dan is ook die takke aan hom gewy. Party van die takke is uitgekap, en jy, 'n wilde olyf, is tussen die ander takke op die makolyf geënt. So het jy deel gekry aan die lewenssap van die makolyf se wortel. Moet jy dan nie bo die ander takke verhef nie. Moet jy ook nie verbeel jy is iets nie. Dit is nie jy wat die wortel dra nie, die wortel dra jou. Jy sal wel sê, takke is uitgekap, sodat ek daar geënt kon word. Dis waar. Hulle is uitgekap, omdat hulle nie geglo het nie. Jy is daar geënt, omdat jy glo. Moenie daaroor hoogmoedig wees nie. Hou rekening met God. Want as hy die natuurlike takke nie ontsien het nie, sal hy jou dalk ook nie ontsien nie. Let dan op die goedheid en strengheid van God. Sy strengheid oor die afvalliges en sy goedheid oor jou. Maar dan moet jy uit sy goedheid lewe, anders kan jy ook uitgekap word. En wat hulle betref, as hulle nie in hulle ongeloof volhard nie, sal hulle ook geënt word, want God is in staat om hulle terug te ent. As God jou uit die wilde olyf, waar jy van nature hoort, kon uitkap, en teen jou natuur en op die makolyf kon ent, hoeveel te meer sal hy die maktakke op hulle ou boom ent. Vers 20. Dis waar, hulle is uitgekap, omdat hulle nie geglo het nie. Jy is daar geënt, omdat jy glo. Moenie daaroor hoogmoedig wees nie. Hou rekening met God. Goed, nou, die Jode is die volk wat seker, of die geloof wat seker die naaste aan my en jou is. Dink daaroor. Jy gaan sien nou as ons bietjie praat oor hulle geskrifte. Hulle het dieselfde Ou Testament as ons. Hulle het dieselfde geskiedenis as ons. Selfde voorvaders, nee, Abraham, Isak, Jakob, nee. Uit hulle is die Messias gebore, wat 'n Jood was. So ons het baie in gemeen. So op die oppervlak lyk dit nogal of ons nogal baie raakpunte het, nee. Lyk dit of ons baie dieselfde is, maar as jy dieper begin ingaan, gaan jy sien dat ons drasties en dramaties van hulle verskil. Nou wat glo die Jode? Wat is hulle geloofsinhoud? In die eerste plek is hulle 'n monoteïstiese of hulle glo in monoteïsme, aan een God. En hulle sê hy is die skepper en onderhouer van alle dinge, nee. Hy is die almagtige heerser van die heelal. Hy's liefdevol, regverdig en mense kan met God kommunikeer. Wat glo hulle oor die mens? Hulle sê die mens is basies goed. Na die beeld van God geskape. Kyk, nee, kyk bietjie die ooreenkomste tussen ons en hulle, nee, baie dieselfde. Kan etiese besluite maak en is verantwoordelik daarvoor. Wat sê hulle oor sonde? Nee, hulle sê die mens is basies goed, maar ons het slegte neigings. En hierso is die groot verskil. Redding. Lewe na die dood is vaag. Ewigheid word bepaal deur jou morele keuses en as jy berou kan hê, kan jy reg begin lewe. Nou simbole van Judaïsme, ek dink baie van julle ken die Dawidster, dit kom ook voor op hulle landsvlag, of die kandelaar, die menorah, dit noem hulle dit ook. Dis die kandelaar wat in die tabernakel getrek was en in een van die vertrekke was, en ook by die tempel was dit gewees. En vandag is die Jode, is daar 'n hele paar vertakkings en hoofsaaklik 3 vertakkings. Jy kry die ortodokse Jode. Nou hier is die ouens wat erg Joods is. Nou dis die ouens wat die
dingetjie op die voorkop het soos daar op die foto en die riempie om die hand gebind is nie. Dis die ouens wat die 613 wette wat in die Ou Testament voorkom nie, daar in die Torah, in die eerste 5 boeke, wat dit streng onderhou nie. Baie streng, baie wetties. Dan kry jy wat ons sê die gereformeerde Jode, nee. Dis die ouens wat baie klem lê op die etiese riglyne wat die rabbies gestel het, nee, of die beginsel wat hulle daar gestel het. En dan die konservatiewe Jode, hulle is iets tussen die ortodokse Jode en die gereformeerde Jode. Dis waar hulle lê. Nou wat is die Joodse geskrifte? Wat se boeke het hulle, waar het hulle lees? Die Tanakh, dit is die Ou Testament, dis die Torah, die eerste 5 boeke van Moses, die profete en die geskrifte. En dan het hulle ook die Talmud, en nog 'n hele paar ander, ek noem dit vir jou die hoofdinge. Talmud is die rabbies, nee, hulle rabbies se kommentaar op die Torah. Dis die geskrifte waarin hulle wat hulle lees. Nou wat is die Jode se siening oor Christus? En die van u wat verlede Sondag hier was, die oggend met Paas Sondag, het ons Matteus 28 behandel en die laaste vers wat ons gelees het, na aanleiding van die Joodse raad wat gesê het maar die wagte moet 'n leuen vertel dat sy disippels sy liggaam in die nag toe hulle geslaap het kom steel het. En die volgende sinnetjie is die Jode glo dit tot vandag toe nog. En ons sien dit tot vandag toe nog nie. Dat hulle sê maar Jesus het nie regtig opgestaan. So hy kon nie die Messias wees nie. Hulle het 'n groot verwagting gehad van wie die Messias gaan wees en maar die Jode sê Jesus voldoen nie aan al die vereistes van wat 'n Messias moet wees nie. En die laaste ding is hulle sien hom bloot maar net dan as 'n legende, of 'n tipe profeet of 'n valse leraar, hang maar af in watter Jode een van die vertakkings jy nou is. Nou gemeente, geloofsvriende, in die gedeelte wat ons al gelees het vanaand, is dit duidelik dat daar word van 2 bome gepraat. En jy het dit raak gelees, né? Die makolyfboom en soos jy kon aflei, dis Israel, né? Dis die Jode. En dan is daar die wilde olyfboom. Dit is die nie-Jode. Maar ons lees ook van 3 tipe takke, né? In hierdie bome, né? Of daar's hulle kom op verskillende plekke voor. En dis waarna ons nou vanaand gaan kyk in diepte. En jy gaan baie van wat die Jode nou glo, gaan jy nou vanaand leer uit hierdie takke uit, maar ook waar jy in die prentjie pas, nee. En wat se tipe geskenk die Here vir jou gegee het, en hoe hy dit vir jou gegee het, en wat ons houding moet wees. Dis wat ons vanaand oor gaan praat, oor hierdie Jode ding. Okay, nou kom volg ons saam met my. In die eerste plek kry jy die afgekapte takke. Nou dis die takke wat ons van gelees het, wat op die grond lê. Dan kry jy die makolyfboomtakke, dis die oorspronklike takke van die olyfboom, en dan kry jy die wilde olyfboomtakke. Dit is wat God geënt het, nee, of ingeënt het in die makolyfboom. Ek gaan nou alles vir jou daaromtrent verduidelik. So volg gou. Kom ons praat eers oor die afgekapte takke. En dit is die Jode wat nie in Jesus Christus glo nie. Kyk wat sê hy gou hierso. God het lank terug, Genesis, nee, het hy 'n verbond, 'n kontrak met Abraham gesluit. En onthou bietjie wat het hy vir hom gesê? Hy het vir hom gesê, Abraham, ek wil vir jou 'n God wees en ek wil hê julle moet my volk wees en uit jou nageslag gaan 'n seën wees vir al die nasies. So van nog altyd af was dit God se plan. Het God 'n verlossingsplan gehad wat hy bewerk het en hy het gesê ek gaan dit deur hierdie volk doen. So hy het geweet hulle het geweet wat kom. Hulle het geweet van daar kom 'n Messias, daar kom 'n verlosser wat hulle gaan kom verlos. En ek weet baie van die Jode natuurlik het gedink dit is om hulle te verlos van die Romeinse onderdrukking wat hulle gehad het. En so hulle het een verwag, nee, hierdie Messias wat gaan kom, dis geprofeteer oor hom en hulle het baie uitgesien daarna. Maar toe Jesus eventueel kom en hy sterf aan die kruis en ons weet hoe mooi geskenk dit is wat God vir ons gee. Hy sê tog, ek gee vir jou uit genade hierdie verlossing, vir elkeen wat glo, kan dit verniet kry. En dit is vir die Jode ek dink dit was te veel en te maklik vir hulle, nee. Dit waarvoor hulle gewag het. Hierdie Messias, hierdie verlosser het toe juis hulle struikelblok geword. Kyk wat sê Romeine 9. Hy sê Israel daarenteen. En ek wil net sê dat jy kan weet hoekom ek so baie gaan aanhaal vanaand. Dis nie oor dat ek lui was om my eie woorde uit te dink nie. Paulus stel dit fantasties. Kyk wat staan daar. Israel
Die Jode daarenteen het 'n wet gesoek waardeur hulle God se vryspraak sou kon kry, maar by so 'n wet het hulle nie uitgekom nie. Waarom kon hulle nie die vryspraak kry nie? Kyk hierso, omdat hulle nie op die geloof wou bou nie, maar op hulle eie prestasies. Hulle het oor die struikelblok gestruikel. En dan as jy verder gaan lees, hierdie struikelblok is Jesus Christus, nee. Hulle het oor hom gestruikel. Hulle het hulle kon nie aanvaar wat hy vir hulle gedoen het nie. En hoor mooi, nee, en as jy gelees het van Romeine 9 tot 11 sê jy daar gelees het ook, dat is nie asof hulle dit nie geweet het nie. Dis nie asof hulle nie van Christus gehoor het nie. Hy is aan hulle verkondig nie, maar hulle wou dit nie aanvaar nie, want hier is die rede, hoor baie mooi. En jy sien dit, veral in die ortodokse Jode, hoe geweldig wetties hulle is, hoe geweldig heilig hulle probeer lewe, om by God te kan kom nie. Hulle maak staat op hulle eie werke, om by God te kan kom. En dit is hoekom ons tema van hierdie hele reeks, sodat en omdat is. Nee, Christene sê, omdat ons gered is, doen ons goeie dade. En hierso sien ons vanaand weer, nee, en daai gedeelte wat ek vir jou gelees het, Romeine 9, 31-32, hulle doen goeie goeders, sodat hulle gered kan word. Nee, twee verskillende dinge. So God se plan was nog altyd, nee. En die Jode het dit gehoor, nee, dat daar gaan 'n tyd kom wat die bloed van die lam, nee, daai offers wat hulle gemaak het, nee, ons het in Paasvrydag het ons daaroor gepraat, is nie genoeg nie. Maar die lam, nee, die regte lam, my seun, hy is die weg in die waarheid, nee. En as jy met jou mond, wat sê Romeine 10 vers 9, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy gered word. Dis die beginsel. Dis God se verlossingsplan. Niks meer nie, niks minder nie, is dit. Mond bely, hart glo. Weet dit was seker hoe dit was in die Ou Testament. Nee, God het gesê, weet, wees heilig want ek is heilig en hulle het baie gemaak van God se heiligheid. Maar weet jy wat, nee, hulle het so baie gemaak van God se heiligheid. En hy is heilig, verstaan dit baie mooi, maar dat hulle die genade gedeelte heeltemal gemis het, nee. En dis hoekom hulle so geweldig baie klem lê op die nakoming van reëls en regulasies en wette. Want vir hulle is dit eintlik baie meer belangriker hoe jy leef as wat jy glo. Met ander woorde, dis vir hulle bitter belangrik om die wet te gehoorsaam. Dis vir hulle bitter belangrik om goeie werke te doen sodat hulle nader aan God kan kom. Want dan is jy mos nou heilig, nee, maar dit is absoluut gegrond op die eie ek. Wat kan ek doen om dit reg te kry? Maar juist dit was die Jode se ondergang. Kyk, we staan hier so en verstaan Paulus is 'n Jood ook. Nee, verstaan dit baie mooi. Hy sê, broers, my wens, nee, my hartwens en my gebed tot God vir my volk is dat hulle gered word, want ek kan van hulle getuig dat hulle vol ywer vir God is. Hulle werk hard. Ek het hierdie week geweldig baie navorsing gedoen en op YouTube video's gekyk oor wat Judaïsme is. Daai ouens is committed. Hulle bring dit. Maar sonder die regte insig. Hulle het nie gesteer aan die manier waarop God mense vryspreek nie. Hulle wil niks van God se manier van vryspraak weet nie. Hulle probeer dit op hulle eie manier kry. Maar Christus is tog die einde van die wet. Sodat elkeen wat glo, vrygespreek kan word. So hierdie volk wat God uitgekies het, nee, wou niks van God se vryspraak weet nie. En as gevolg daarvan is die mak-olyftakke wat nie vir Christus aanvaar nie, afgeknip, lê op die grond. Wat se houding is nodig vir Jode om weer aan die boom te kom? Nee, God is genadig, nee. Hy sê dit, nee. Bekeer, nee. Bely met die mond, glo met die hart en ek sal in my genade 11:23, en wat hulle betref, as hulle nie in hulle ongeloof volhard nie, sal hulle ook geënt word, want God is in staat om hulle terug te ent. So God het nie sy volk afgeskryf nie, verseker nie. Daar's nog genade tyd, nie. So enige Jood wat vandag nie in Jesus Christus glo nie, daar's nog tyd vir hom.
Daar's nog kans vir hom en ons het 'n houding, ek en jy het 'n verantwoordelikheid om hierdie woord by daai mens uit te bring sodat God hom weer kan terugend op hierdie olyfboom. Maar God het nie sy volk gelos nie. Kyk wat staan hiersom. Kom ons praat gou oor die olyftakke wat in die boom gebly het. Dis die Jode wat wel in Jesus Christus glo. Nooit het God sy volk afgeskryf nie. Nee, vir hierdie mense het dit dalk so gelyk. Want ewe skielik is glo ander mense ook en die Jode is in die minderheid, verseker. Maar kyk wat staan hier so nie. Nog nooit het God hulle afgeskryf nie. En hy sê dit vroeër in Romeine het ons dit gelees. Hy het vir hom 'n klein groepie afgesonder wat 'n absolute seën was vir die wêreld, nê. En hy gee 'n paar voorbeelde. Ek wil vir jou net 2 noem. Paulus sê, kyk na my. Kyk na my, ek is 'n Jood en ek glo. Sê God het nie afgeskryf nie. En dan gebruik hy 'n voorbeeld van Elia, nê. Hy sê onthou julle vir Elia? Elia het gesê, "Here, maar ek is alleen. Ek is die enigste wat oorgebly het. Almal het voor Baal gebid." En dan sê die Here, "Ek het 7000 mense." Het nie gedoen nie. So hierdie uitverkiesing ding, nê, kom al 'n lang pad, nê. En dan sê Paulus, "Maar kyk hierso. Hy het 'n groepie Jode uitgehou. Hy het hulle nie verstoot nie en daar's Jode wat gered word en hulle is 'n seën vir ander mense." En ons sien dit, nê. Ons sien hoe hierdie Joodse apostels en disippels hoe hulle gehou het met die evangelie. Net absoluut versprei het en hoe hulle 'n seën was vir ander mense. Maar hier is die ding, en hier kom ons by jou, nee, hier's jy, ek en jy. Behalwe as jy vanaand hier sit en as jy van Joodse afkoms is, dan weet jy waar jy inpas. As jy nie van Joodse afkoms is nie, hier's jy. Goed, jy's die wilde olyf. Kyk wat sê die Here. Omdat Israel nie vryspraak, hulle wou nie reageer op God se vryspraak nie, hulle wou dit nie glo nie, het die evangelie, hierdie goeie nuus nê, het God hom ontferm ook oor die heidene nasies nê, die nie-Jode, ek en jy, sodat, wat staan in die Bybel, sodat die wat dit nie verwag het of daarvoor gevra het nie, dit gekry het, want hulle het in geloof aangeneem. Romeine 11 vers 30. Vroeër was julle heidene ongehoorsaam aan God, maar nou dat die Jode ongehoorsaam geword het, het God hom oor jou ontferm. Hoe is dit moontlik? Hoe maak God, hoe maak hy ons deel nou, nê, van hierdie, onthou bietjie, een boom. Onthou dit, as jy dit vanaand kan wegvat, onthou net hierdie ding, een boom. God het een boom. En jy is of op hom, of jy is nie op hom. Hoe is dit dat jy, nê, 'n wilde olyf op hierdie olyfboom ingeënt word en God se boom deel gekry het? Hoe is dit moontlik, nê? Die teks praat van inent, nê, geënt, enting. Romeine 11 vers 17. So party van die takke is uitgekap en jy 'n wilde olyf is tussen die ander takke op die makolyf geënt. So het jy deel gekry aan die lewenssap, nê? Die lewenssap is Jesus Christus van die makolyf se wortel. Nou hoor gou 'n bietjie hier. En die van die wat plante ken, gaan dit dalk baie beter kan verduidelik. Ek is 'n Engels sê 'n rookie. Ons het begin hierdie jaar maar net met kruie, dis waar ons is. Net jy koop dit en jy plant dit, nee. Ek weet nie van enting nie, maar ek het 'n bietjie opgelees daaroor. Hierdie beeld van enting is fantasties. Wat Paulus gebruik, nee. Hy weet presies waarvan hy praat, want kyk hoe mooi is hierdie beeld, nee. Wanneer bome geënt word, dan is daar geweldig baie voordele, nee. Ek dink ek het 12 voordele raak gelees, maar die een voordeel wat ek met jou wil deel vanaand is, wanneer 'n boom van 'n ander soort op 'n boom geënt word, nee, of kom ons vat in hierdie geval nou, wanneer 'n wilde olyf op 'n makolyf geënt word, nee, en jy kan sien die prentjie wys mooi hoe, nee, daar's verskeie maniere ook om dit te doen, maar wanneer dit gebeur, nee, een van die voordele is, hierdie nuwe boom gee vir die ou boom 'n hupstoot, nee, hy maak weer dat hy kan vrugte dra, hy gee weer energie vir daai boom, nee, sodat hy kan groei. En die mooi hiervan is, hoor baie mooi, nie net kry die ou boom 'n hupstoot of die idee van ek gaan nou meer vrugte dra nie, die wilde olyf moet deel wees van hierdie boom, nee, en hy suig van daai boom waarna ingeënt is, se lewenssap op en hy word deel van daai boom en hy voed van daai wortels af, nee. So dit word een boom, so dis dubbel voordeel. Dubbel voordeel.
En dit wat hier gebeur is ongelooflik, nê, want dit is hoe God het jou net eenvoudig gevat, nê. En dalk maak dit nie sin vir jou nie, want dit is twee verskillende bome, maar hy het jou gevat en hy kan dit doen, nê, want hierdie gaan oor 'n voorbeeld in ons geestelike lewe, nê. Het hy 'n ander boom gevat en jy net so ingesit. En jy deel gemaak en jy tap van die lewenssap van Jesus Christus af, en die lewe is joune in oorvloed. Hoekom het God dit gedoen? Ja, die gedeelte sê vir ons dit so mooi. Daar's twee redes, nê. In die eerste plek het hy nou, want hy het vir Abraham gesê, Abraham, jou nageslag gaan 'n seën wees vir al die nasies. Maak nie saak of jy Jood, Griek, slaaf, vry is nie. Wat jy kleer is, wat jy praat nie, gaan 'n seën wees daarvoor, nê. So verseker, die feit dat God hom ontferm het oor die heidene nasies, is deel van hierdie seën, deel van die verbond, deel van die belofte wat God gesê het vir Abraham. Alright, dis dit. Weer Kaal vir Paulus aan. Die skrif sê tog, niemand wat in hom glo sal teleurgestel word nie. Niemand nie. Dit maak dus geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is Here van almal en hy seën almal wat hom aanroep ryklik. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Pragtig. Dis mooi. Mond bely, hart glo. Maar die tweede rede, weet, en dit is so mooi, want God het nog nooit, hy los nie, hy los jou nie. Hy los nie daai volk nie, nog nooit nie. Hy los jou nie. Kyk wat maak hy. Nog 'n rede, hoekom hy dit doen is, hy sê, om vir Israel, jaloers te maak. En wat beteken dit? Want in ons taal is jaloers nie 'n mooi woord nie. Dis lelik. Is ek reg? Dis nie 'n mooi ding. Maar daar's so 'n mooi tipe jaloesie. Kom ek probeer verduidelik. Die Jode wou nie die vryspraak wat God aanbied aanvaar nie, en hulle het gekies om eie prestasie, wettisisme, al hierdie reëls, sabbatreëls, die morele wette, die reinigingswette, hulle volg daai goed baie getrou, of ten minste die beginsels daarvan. Maar dit kom nog steeds altyd neer op wat ek moet doen. En die gedagte met hierdie feit dat heidene nou net glo en hulle is gered en hulle leef nie meer hierdie wettiese se lewe nie, is die bedoeling dat die Jode sal kyk na jou lewe en na die heidene se lewe wat dan nou gelowiges geword het en sal sê, wow, joh, kyk hierdie vryheid waarin jy leef. Ek wil ook dit hê. Hoe kry jy dit? Is 'n mooi manier om iemand jaloers te maak, om 'n menslike voorbeeld te gebruik. As ek by ek is wel andersom, as 'n meisie by my aan lê. Ek is nou nie getroud nie, student, meisie lê by my aan. Maar ek hou van haar, maar ek is nog nie seker nie. Wat daai meisie dan kan doen is sy kan net met ander mans begin kuier. Want dit gaan my laat dink, maar ek moet nou versigtig wees, want hierdie meisie is besig om by ander ouens te kuier, en dit maak my jaloers. Ek wil, en dit sê dan, dat maar, weet jy, ek wil eintlik jou hê, en daar's commitment, daar's 'n motivering dan weer, So dis 'n menslike voorbeeld om te sê hoe hierdie jaloesie werk, dat God sê, maar kyk hierdie vryheid, kyk hierdie absolute vryheid waarin jy leef, Jode, my volk, ek stap met julle al so lank 'n pad, wil julle dit nie hê nie. Kom aan, wees jaloers hierop. Kyk hoe mooi is dit. Dis vryheid, niks meer bande nie. Slawebande wat om jou is nie, dis vry. Wat jy moet raak sien. God het een boom. En in hierdie boom is daar 'n klomp takke. Die wat onder lê, afgesny is, mak en wild, maar almal is deel van hierdie een boom, En as jy met jou mond bely en met jou hart glo, is jy deel van hierdie boom. Maar hier is die ding. Nou kom ons by die ding. Nou, dis nou die teorie, maar nou kom ons as mense, nou is ons op hierdie selfe boom, En dan sien ons vandag wat gebeur, Ons het nou nog 'n bietjie 'n houdingprobleem. Want ek hou nou nie baie van hoe hierdie ou wat langs my aan die tak hang, hoe hy nou eintlik is nie. Hy's 'n bietjie funny. Hy praat nie dieselfde taal as ek.
Hier is en hierdie ou, hy trek hom maar van nie aan. Nee. Ek sien die vol tattoos is hy. Nee. Nou begin dit moeilik raak, want nou is ons, nou is hierdie boom is divers, nee, daar's verskillende volke, tale en nasies aan hierdie boom, en gaan kyk in hierdie wêreld vandag, hoe baie tipe mense is daar wat in hierdie boom maak. Maar nou kom ons menslike dinge in, nee, hierdie ding van hoogmoed, nee, dis die eerste houding wat aangespreek word hierso, nee, van die Romeinse gemeente aan wie Paulus skryf, weet hierdie gelowiges daar het hoogmoedig geraak, nee, hulle het begin neerkyk op mense wat nie soos hulle glo nie, en hulle het hierdie vryheid, en hulle sien hierdie mense wat in hierdie wettisisme leef, en hulle is so, wow, ek bly ek sien daai ou nie. Weet, hoogmoedig, nee, kyk neer op, nee. En dan sê die Here, sê Paulus hier so, maar dit moenie jou houding wees nie. Onthou bietjie, dis nie jou eie prestasie wat gemaak het dat jy daar kom, en dis God se genade wat dit gemaak het. Hy het jou gevat en op daai ding ingeënt. Die wortel dra jou, jy dra nie die wortel nie, moet die groot kop kry nie. Nee, kry 'n houding van nederigheid, en ons sien, en hierdie wortel, nee, is verseker, is die aardsvaders, nee, waarop ons bou, nee, daai ouens het geloof gehad. Nog voor enigiets was. En die stam, nou is jy in Christus ingebed, soos Johannes 15 sê. Dis nie jy nie, dis ander mense, en my vraag vanaand is, hoe sien jy, wat jou houding teenoor nie gelowiges? Hoe sien jy hulle, nee, en wees maar eerlik, nee, met jouself, hoe benader jy hulle? Is hulle veel vuil? Jy wil nie naby hulle kom nie, want jy kan aansteek, hulle vuilheid kan oorspoel na my toe. Weet jy wie jy dan? Daar's mense wat dit geglo het, nee, en dan is jy die fariseërs. Ons het dit geglo, dis hoekom hulle nie aan dooie goed gevat het, en aan mense gevat het, wat nie hulle hande gewas het, en sulke goed nie, want hulle is bang, hulle word vuil, en dan is hulle nie meer naby aan God nie, dan moet hulle eers by die tempel toe gaan, en 'n klomp goed gaan doen daar. Wat is jou posisie? Van wat se posisie af, jy word in die tak aan, kyk jy na ander mense, nee? En as jou houding is, hoor gou mooi, as jou houding hierdie volgende sinnetjie is, as jy na mense neerkyk, omdat jy dink, dis jou goeie ding in hierdie lewe wat maak dat jy 'n Christen is, en jou prestasie, dan het ek vir jou 'n verrassing waar jy as tak is. Dan is jy nie in hierdie boom, en dan volg jy jou eie prestasie, dit wat jy doen, nee, dit wat ek so goed doen, dit maak my 'n Christen, dan lê jy op die grond, en dan is daar bekering nodig. Maar die tweede houding wat aangespreek word hiersom, wat ons ook sien, in Romeine 10, weet, in plaas van om hoogmoedig te wees, kom ons kry hierdie takke wat op die grond lê, en dis die werk van die Heilige Gees wat dit doen, verseker, is God wat geloof skenk, maar jy weet nie aan wie hy dit doen nie, en daarom moet ons 'n verantwoordelikheid om te bely vertel. Nee, julle ken hierdie gedeelte, Paulus redeneer, nee, hoe Jode nou kan glo, en hy sluit af met hierdie gedeelte. Die geloof kom dus deur die prediking, nee, deur vertel, deur oordra wat 'n mens hoor, en die prediking wat ons hoor, is die verkondiging van Christus. Goed, moenie hoogmoedig wees nie. Vertel. En die laaste ding wat laaste houding wat ek met jou wil deel is, en ek dink ons is dalk baie van ons kan nog skuldig hieraan wees, en ons het nodig om 'n bietjie hieroor te dink. Die Jode veral het dit baie gedoen. Staat gemaak op hulle afkoms. Sê maar, Abraham is my voorvader, so ek is deel van die verbond. Sluit my uit, ek's reg. Moenie oor my verder worry nie. Op vandag se taal kan jy sê, ja, maar ek het in 'n Christelike huis groot geword. Nee, ek kan doen wat ek wil. Ek het nie nodig om nou nog vrugte te dra en goeders nie. Ek's klaar gered. Die Here sê mos, glo net en jy's gered. So ek hoef niks meer te doen nie. Julle, dan verstaan jy nog nie die evangelie nie. Nee. Want ons sien in gedeeltes soos byvoorbeeld Lukas, nee, spreek hierdie ding aan. Hy sê, julle in die Bybel is vol daarvan. Een voorbeeld, dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeer is. Jy moenie by julleself sê, ons het Abraham as voorvader nie, want dit sê ek vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek. So as jy in die boom is, waar God jou gesit het, en dan nou nie die vrugte dra wat wys dat jy in daai boom is nie, dan verstaan jy nie God se genade nie, en dan weet jy wat gebeur met daai tipe takke, wat sê Johannes, van die wingerd, nee, wat nie vrugte dra nie, dan kom die boer, en dan
sny jy dit af. Hier is my vraag vir jou. Waar is jy in hierdie boom? Een boom. Waar is jy? Is jy daai onderste takke? Is jy in die geel takke? Nee, in die wilde olyf, of is jy van die Joodse mense wat glo? Weet waar is jy? En as jy weet waar jy is op hierdie boom, dan weet jy wat nodig is vir jou om te doen. As jy daaronder lê, weet jy wat moet gebeur? En ek hoop die Gees oortuig jou. As jy hierso lê, weet jy wat jou houding moet wees, nee, want Paulus het dit baie mooi vir ons gesê. Moenie hoogmoedig wees nie, vertel, dra vrugte. En daar's nog baie ander dinge, houdings wat ons kan aanspreek. Dis maar die 3 wat ons vanaand oor gesels. Bely jy met jou mond, maar daar's nie olywe nie. Dan beteken dit jy vat die feit dat jy ingeënt is, soos Engels sê, for granted. Hierdie boom is divers. Daar's verskillende mense, hulle praat verskillende tale, hulle is daar by hulle werk, hulle is daar saam met jou, doen saam met jou sport, hulle is saam met jou in die skool, hulle lyk anders as jy, maar hulle is saam met jou. Dis die heilige, algemene Christelike kerk. Want hoe kom jy op hierdie boom? Ons het dit vir mekaar gesê, mond bely, hart glo. Goed, nog een. Dien en vertel eerder as om neer te kyk op ander mense. En julle ons moet hierdie houding laat staan, want hierdie houding maak dat ons nie bereid is om met die mond te vertel, sodat ander mense met die mond kan bely nie. Want ons is hier bo, nee, ons kyk neer. Alright. En die laaste vraag, en hier is die shocker. Maak jy mense jaloers op 'n mooi manier met die evangelie? En dis tog wat hier uitkom, nee. As mense na jou kyk, sien hulle daai hoop, nee, en daai lewensvreugde en so hoe laat ek die evangelie lyk? En hier is 'n lekker vraag vir jou vanaand as jy in die kar klim, as jy bevoorreg is om 'n lewensmaat te hê of kinders te hê wat saam met jou is vanaand. Vra 'n bietjie vir die ander persoon. Wees my eerlik, hoe laat ek die evangelie lyk? En dan vat jy maar wat na jou kant toe kom. Dis die beste manier hoe jy kan verander as iemand anders dit vir jou sê, want ons self is 'n bietjie trots partykeer. Hoe laat jy die evangelie lyk? Hoe bemark jy hom? Hoe lyk mense? Maak hulle jaloers as hulle na jou kyk op 'n mooi manier. Kom ons stop hier vanaand. Gaan geleentheid gee dat ons net weer so 30 tot 'n minuut net so 'n bietjie nadenke en toepassingstyd het. En dan gaan ek vir Chris vra. Nee, ons gaan eers sing. Skrifruiming 14:4. Vers 1, 2 en 4, en die liedere wat nou kom, Skrifruiming 14:4, is een van daai liedere, wat baie mooi aansluit by wat ons hierso gesê het vanaand, en dan ook die beruiming uit Romeine 3 en 5, net so 'n mooi ding, en dan sluit ons vanaand net af, nee, met daai laaste lied, 464, dis net 'n loflied, eer van die Here vir wat die Here vir ons gegee het, en wat hy doen en wie hy is, en ons gaan met daai gedagte van huis toe ook. So kom ons sing nou, Skrifruiming 14:4, vers 1, 2 en 4, Chris, is jy reg? En dan as ons daarmee klaar is, dan gaan Chris vir ons 'n gebed doen. Maar ons bly so sit.
Ons Vader wat in die hemel is, Here, aan die einde van hierdie pragtige dag kom ons na U, om aan U naam die dank en die lof en die aanbidding van ons harte te bring, vir U goedheid, vir U grootheid, Here, omdat U Uself aan ons geopenbaar het, omdat U nie maar net die skepping gemaak het en dit laat staan het, laat dit afloop na die einde toe nie, maar dat U aktief dinge bestuur, dat U voet en klee elke dag, in U voorsienigheid. Here, in U almag sorg U vir alles wat lewe, elke asemteug wat ons gee, is komende van U. Elke glimlag, elke kindergesig wat ons kan sien, is komende van U. En ons aanbid U vanaand daarvoor. Here, ons aanbid U vir U heiligheid, omdat U vir ons gesê het, julle moet heilig wees, want ek is heilig. En Vader, as ons heiligheid vergelyk met U heiligheid, dan kom 'n mens sleg daarvan af. Dan besef ons dat jou optrede, jou doen en late van elke dag, so aardse, so alledaags, so gewoon is, dat daar so min is van die goddelike heiligheid in ons optrede. Hier as ons geloof vergelyk met dit wat U van ons vra, dan trek ons kele dikwels so toe as ons sien die dinge wat in die Midde-Ooste gebeur, en dat dit besig is om na ons eie land te oor te spoel. En dan sê U vir ons, moenie bang wees nie, want ek het die gang van die geskiedenis in my hand. Vader, as ons optrede vergelyk met ander mense, dan lyk ons dikwels nie te sleg nie. Here, ons vloek ten minste nie so baie nie, ons doen nie lelike dinge wat ander mense doen nie. My hemelse Vader, dan sê U vanaand vir ons, kyk daar, hou Jesus se voorbeeld altyd voor oë. Kyk na Jesus en dan staan ons beskaamd, as ons dink hoe ver ons gedwaal het, hoe elkeen van ons gedwaal het so skape. Maar dankie Here dat ons kan weet dat U nie na ons kyk soos ons was nie, want U het ons aangeneem tot U kinders, op 'n stadium toe ons nog moordenaars was, toe ons nog ver van U gelewe het, toe ons gedoen het waartoe ons sinnelike begeerte ons elke dag gedryf het. En Here, nou het U ons U Gees gegee, sodat ons kan doen, U wil kan doen. Here, en U wil is nie moeilik nie. U wil is die geloof in ons Here Jesus Christus, as die enigste grond van ons saligheid. Vader, die feit dat hy opgestaan het, dat hy opgevaar het na die hemel, en dat ons weet dat hy weer gaan kom, dat ons saam met die hele skepping kan uitsien met 'n afwagting, 'n opgewondenheid na daardie dag wat hy weer gaan kom. En Here, ons weet van daardie dag gaan elke knie voor sy gesag buig, ook ons wat lank 'n pad saam met Christus kom. Dankie ook vir U Gees, want hierdie dinge kom nie uit onsself nie. Here, om tot bekering te kom en om in inkeer te kom en om te draai, is nie goed wat in 'n mens sit nie. Vader, van nature is ons hooghartig, soos Reinhold ook gesê het. Ons kyk op ander mense neer, en vanaand sal ons verkeerd wees as ons nie erken dat ons ook maar met 'n bietjie van 'n houding na ander mense kyk wat nie soos ons lyk, nie soos ons aantrek, nie soos ons praat nie. Here, vergeef ons dit. Neem van ons weg daardie aaklige sonde van hoogmoedigheid en aanstellerigheid en beterweterigheid ten opsigte van ons geloof. Dat mense aan ons geloof sal sien, hulle die gesindheid van Christus, hulle 'n nuwe gesindheid in hulle harte, en dat ons mense so jaloers sal maak op die evangelie wat ook ons in is. Hemelse Vader, ons dankie vir die wonderlike byeenkoms vanaand. 'n Mens moet jou opnuut weer verlustig in die Christendom en die feit dat ons deur U uitgekies is tot geloof. Want as 'n mens kyk na die Islam, jy kyk na die Judaïsme, jy kyk na die ateïsme, waar elkeen maar op soek is, waar elkeen maar sy eie ding doen, en typies so skape dwaal,
dan kan ons nie vanaand anders as om vir u te sê, dankie daarvoor nie. Dankie vir u reddende genade, Here, want hierdie genade kom nie uit ons nie, dit kom van u, en ons dankie daarvoor. Here, in hierdie week wil ons ook getroue medewerkers in u koninkryk wees. En Vader, wil u gee dat ons onder leiding van u Gees ons optrede sal toets. Dat ons sal sê, is dit iets wat vir u welbehaaglik is, en dat ons dan sal doen wat ons hand vind om te doen. Here, dat soos toe destyds al die fariseërs, die kerkmense na u toe gekom het, en die een na die ander vraag vir u gestel het, oor wie moet belasting betaal, en wie se vrou is dit nou die dag van die opstanding, daar die een man gekom het, en vir u gevra het, wat is die grootste gebod? En u hom geantwoord het, en hy het dit herhaal het, en gesê, die grootste gebod, is dat die Here is die enigste Here wat daar is, dat jy hom moet lief hê, dat jy jou naaste moet lief hê, soos jouself, en dat jy vir hom toegesê het, jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Laat ons vanaand daar die seëndeelagtig wees, dat u vir ons sê, ons is burgers in u koninkryk, kinders van die lewende God, en laat ons uit daardie krag lewe, dat daar 'n rustigheid in ons kom, oor alles wat ons so ontstel. Here, of die verkeer is, die elektrisiteitssituasie, die veiligheid, die droogte, wat daar is wat in hierdie aand werklik ook skeiding tussen u en ons bring, dat daar werklik 'n kalmte in ons gemoed nou neerdal. Baie dankie vir die goedheid wat ons uit u hand ontvang. In Jesus naam bid ons hierdie dinge van u. Amen. Dankie Chris, kom ons neem die liefdesgawes op, en dan sing ons daai 2 liedere daarna.
die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly. Amen.